Ons loer vandag weer in hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op kruisligamentbeserings en ek gesels met die spesialis chirurg Dr. Hermien. Dr. Hermien, dankie dat ons weer hier kan wees. Groot plesier. Dankie dat jy my. So wat presies behels kruisligamentbeserings en waarom is dit so 'n groot probleem? So as ek kyk na kruisligamente in honde, dit is die belangrikste ligamente wat honde se knieë stabiliseer. En net soos in rugby-spelers, Suid-Afrikaners is baie lief vir rugby, as jy hoor van 'n ACL-besering, dit is presies dieselfde ding. In honde, die kraniale kruisligament is 'n ligament wat baie seer kry en een van die algemeenste probleme wat ek as 'n ortopediese chirurg sien in honde. Goed, so is daar miskien spesifieke tekens waarvoor eienaars op die uitkyk moet wees? Waarvoor eienaars op die uitkyk kan wees, is dat 'n hond of skielik nie gewig kan dra op die been nie, of dit kan oor tyd gebeur wat hulle al hoe minder en minder gewig op 'n been sal dra. Hulle sal miskien nie meer wil op banke spring of in die kar wil spring nie. Honde sal sit en die been wat geaffekteer is uitstrek en minder aktief raak, meer gewig optel, alhoewel eienaars nie meer kos gee nie. As 'n mens hierdie tekens sien, dink ek is dit baie belangrik om so vinnig as moontlik by 'n veearts uit te kom om die probleem te probeer oplos. En hoekom gebeur dit? Is dit gewoonlik as gevolg van 'n besering? So hier is die interessante ding, in mense gebeur dit baie dikwels as gevolg van trauma, gewoonlik met sokker of rugby beserings. In honde is dit meer geneig om te wees dat die ligament met tyd verswak as gevolg van genetika, liggaamsbou en ouderdom. Die meeste van die rasse wat ek sien is of baie groot honde soos Labrador Retrievers, Rottweilers of baie klein honde wat ander knieprobleme saam met kruisligamentprobleme het, maar in werklikheid kan dit met enige hond gebeur. En het alle honde met kruisligamentbeserings chirurgie nodig? In sommige honde, veral kleiner honde, kan 'n mens met konservatiewe behandeling probeer die probleem verbeter, maar dit is definitief nie aanbeveel nie. As 'n mens die probleem nie chirurgies aanspreek nie, kan jy verwag dat die knie osteoartritis gaan ontwikkel en dit gaan lei tot langtermynpyn. So wat behels die chirurgie en watter soort operasies kan oorweeg word? Daar's een tegniek wat uitstaan en dit is 'n TPLO. Om dit eenvoudig te hou, in hierdie operasie verander ons die hoeke van die knie sodat die kruisligament nie meer nodig is nie. En hierdie operasie is baie gewild oor die hoë sukses wat 'n mens kry met hom. Gewoonlik bo 90%, veral as 'n mens die operasie vroeg doen. Ander operasies wat oorweeg kan word is 'n laterale mediese graad nylon en dit kan 'n mens oorweeg veral in kleiner honde. En hoe lyk die herstelproses na so 'n knieoperasie? Dit is nogal 'n groot ding. 'n Mens kyk na 6 tot 8 weke. Gedurende die 6 tot 8 weke moet die hond verkieslik baie stil gehou word. Gewoonlik op 6 tot 8 weke neem ons weer 'n ekstraal en ons kyk hoe lyk die knie en ons gee dan vir die eienaar raad oor of die hond kan aangaan met normale aktiwiteit. En hoe kan eienaars hierdie knieprobleme voorkom? So ongelukkig is dit nie regtig iets wat voorkom kan word nie. 'n Hond gaan dit kry of nie kry nie. Daar is goed wat 'n mens kan doen om die kanse te verminder dat jou hond dit kry. Basiese goed soos om 'n gesonde gewig te behandhaaf, ordentlike dieet. Ek dink die belangrikste ding is as 'n mens tekens sien van 'n kruisligamentbesering is om so vinnig as moontlik by jou veearts uit te kom. Dr. Hermien, baie dankie. Dit is altyd insiggewend om met jou te gesels. Baie dankie dat jy my gehad het. Nou ja, maak seker jy bly ingeskakel wanneer ons volgende week weer hier inloer.